is 'n baie besondere aspek in die verhaal van Rut, wat ook nog ons aandag vra, en dit is die ding dat Rut, 'n nie-Joodse vrou, uiteindelik in die geslagsregister van Jesus opgeneem is. Jy kan dit gerus gaan lees in die Evangelie van Matteus, hoofstuk 1, vers 5. Nou, hierdie geslagsregister help ons om ook die hele boodskap van Jesus en die Christelike evangelie beter te verstaan. Natuurlik besef ek iets soos 'n geslagsregister kan 'n baie vervelige besigheid wees om te lees. En daarom slaan 'n mens gewoonlik die dele in die Bybel oor waar ons geslagsregisters teekom. Wat wil 'n mens tog in elk geval met 'n lys name maak, maar vir die mense van die Bybel was geslagsregisters om verskeie redes baie belangrik. In die eerste plek was dit 'n aanduiding dat 'n persoon wat 'n lang geslagsregister het, uit 'n geslag stam wat deur God geseën is. Kinders en kleinkinders is beskou as 'n seën van God. Verder het geslagsregisters ook daartoe gedien om te bewys dat iemand vir 'n spesifieke doel gebore is. So was dit byvoorbeeld vir 'n priester in daardie tyd noodsaaklik om te kan bewys dat hy uit die geslag van Aaron kom. Of 'n sanger in die tempel moes kon bewys dat hy 'n Lewiet is. En so het geslagsregisters dan vir die mense van die Bybel 'n baie belangrike funksie vervul. Nou wanneer die Nuwe Testament vir ons Jesus se geslagsregister gee, dan wil dit basies twee dinge vir ons sê. Wanneer Matteus Jesus se geslagsregister vanaf Abraham aandui, dan wil hy daarmee sê dat Jesus uit die geslag van Abraham stam en daarom dus wettiglik 'n kind van Abraham is. Maar Matteus wil ook sê dat Jesus uit die geslag van Dawid is. Hoekom? Want die Jode het geglo dat die Messias uit die geslag van Dawid sou kom, en daarom wys Matteus vir hulle dat Jesus inderdaad uit hierdie geslagslyn afkomstig is. Maar dan verder. En dis interessant, wanneer Lukas sy evangelie skryf, dan skryf hy nie in die eerste plek aan die Jode soos Matteus nie. Lukas skryf sy evangelie hoofsaaklik vir nie-Jode. En vir hulle wou Lukas sê, Jesus het mens geword, en hy was mens soos ons almal wat nie uit die geslag van Abraham is nie. Daarom begin Lukas Jesus se geslagsregister heel voor, by Adam. So wou Lukas sê, Jesus het soos een van ons geword, deur in die geslagsregisters van mense opgeneem te word. Dit is sedert Jesus se koms dus nie meer nodig om 'n kind van Abraham te wees om by God uit te kom nie. Jesus het die sonde van Abraham kom verbreek, toe hy as 'n sondelose mens in die geslagsregister van sondaars ingekom het. En so het die Nuwe Testamentiese geslagsregisters elkeen sy eie boodskap. Die geslagsregister van Matteus weer is baie interessant. Dit bevestig die boodskap dat God die geringe en die nietige gebruik om sy wil deur te voer. En so is dit opvallend om te sien hoeveel vroue se name in Matteus se lys voorkom. Tamar, Rahab, Rut, Batseba en uiteindelik Maria. Nou, vir 'n Joodse geslagsregister is dit baie vreemd, aangesien vroue uiteindelik nie getel het nie. So wou Matteus egter sê dat die geminagte lede van die gemeenskap, soos vroue, wel 'n belangrike rol te speel het in God se heilsplan. En so het Rut as 'n uitlandse vrou, as 'n simbool van die nie-Jood, ook 'n plek gekry in God se reddingsaksie met die wêreld. Die boodskap vir ons is, daar is ook 'n ander geslagsregister. En dit is een waarin die name van alle mense wat in Jesus glo as kinders van God opgeteken is. So, as jy weer 'n geslagsregister teekom, wanneer jy die Bybel lees, onthou, geslagsregisters dra 'n besondere boodskap. En probeer om daardie boodskap altyd raak te sien. Tot volgende keer.